Goeiemôre, hartlik welkom ook hier by ons oordeenking vanoggend hier in ons rus. Ons is steeds besig om getuies te wees vir Christus, getroue getuies vir Christus te wees. Vandag gaan ons kyk na die hoe van getuie wees, so 'n bietjie op 'n teologiese vlak, die begronding vir getuie wees vir Christus. Ons gaan saam lees uit Paulus se brief van die Efesiërs. Ons gaan Efesiërs 5 saam lees, daarvan af die eerste vers tot aan die einde van die 20ste vers. Efesiërs 5, as jy dit wil opsoek, van vers 1 tot aan die einde van vers 20. Ons uitgangspunt is daar die eerste en tweede vers, so pragtig jy sal sien, en dan ook verder gaan ons kyk na die hoofstuk. Voordat ons uit die Bybel gaan lees, kom ons buig nou in aanbidding voor ons Heer. Here, ons wil U groot maak en eer vanmôre, aan U die lof toebring, omdat U die Here is en niemand anders nie. Dankie Here dat ons aan U kan behoort. Ons weet dit het 'n geweldige prys gekos. Ja, ver bo ons kan indink die koste van kindskap van God, die bloed van ons Here Jesus Christus. Dankie o Vader dat U U Seun na die wêreld gestuur het, sodat ons kon sien hoe liefde lyk, sodat ons gered kon word deur 'n kruisdaad, en ons weet dat die band van die dood oorwin is met die teken die leë graf. Dankie dat ons saam met die ganse kerk kan uitroep oor alle tye heen, ons verlosser lewe en ons saam met hom. Ja Here, ons is so bevoorreg. Dankie dat U vir ons ook sorg op fisiese gebied. Ja, dat U voorsien na die rykdom van U genade. En daarom bid ons o Gees dat U ons oopmaak vir al die gawes wat ons ontvang, sodat ons ook dankbaar sal lewe. Dankbaar aan U, maar ook dankbaar vir hulle wat op ons pad is, wat ook vir ons goed is. Dankie vir U woord vanoggend. Seën U woord aan ons en gee dat ons tog sal hoor wat U in die woord ook vir ons wil sê. In die naam van Jesus Christus. Amen. Efesiërs 5. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook liefgehad het en ons ontwil sy lewe as offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daarvan ontug, onsedelikheid en enige vorm van gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie, nee. Dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel van die koninkryk van Christus en van God nie. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed, reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dis 'n skande om self te praat oor dinge waaroor die ongehoorsame mense in die geheim praat en doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat jy moet doen. Moet jy nie aan drank te buite laat gaan nie,
Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van Christus. Wat 'n pragtige gedeelte uit die woord van die Here vanoggend. Hierdie boek Efesiërs wat Paulus geskryf het, hierdie brief wat hy geskryf het aan die gemeente in Efese, is seker een van die aangrypendste in die woord, as 'n mens van so iets kan praat. Dit is eintlik gesien as 'n omsendbrief aan die gemeentes in Klein-Asië, waarvan Efese natuurlik een van die belangrike stede was. En wanneer Paulus hierdie brief skryf, dan verduidelik hy so mooi aan hulle, dat hulle nuut geword het in Christus. En hier in die 5de hoofstuk raak hy prakties, en hy noem praktiese dinge, wat kinders van die Here doen, en wat nie eintlik by kinders van die Here pas nie. Hy begin hierdie hoofstuk met daardie pragtige eerste vers. Ek lees dit weer vir u. Omdat julle kinders van God is, en hy julle liefhet, moet julle altyd sy voorbeeld volg. Om 'n voorbeeld te volg. Het u al opgelet, wanneer 'n mens 'n gesin of 'n familie baie goed ken, en jy na die kinders kyk, hoeveel van die kinders se gedrag direk herlei kan word na ma en pa. Hulle sien die voorbeeld en volg hierdie voorbeeld. En dis altyd vir my en vir Soekie so interessant om te kyk na ons kleinkind en dan dadelik te sê, hoorie, maar hierdie is nou die ma uitgeknip. Tipies soos die ma doen, so doen sy ook. Ek is seker u het dit al opgemerk. In gesinne werk dit so. Ook in ons Hemelse Vader se gesin werk dit so. Ons is mense wat die voorbeeld volg in ons lewens. Ons praat juis oor getuienis en om getuies te gaan wees. En dan lê die hoe van getuie wees juis in navolging. Daarom is ons tema vanmôre baie interessant. Op die oog af klink dit so na 'n teenstrydigheid, maar getuig deur te volg. Getuig deur te volg. En dan, wanneer ons daardie voorbeeld volg, het dit 'n groot invloed op die wêreld om ons. Die ding is net, die wêreld lees nie meer die Bybel nie. Die wêreld sien in ons optrede wie se voorbeeld ons volg. Is dit waar van jou en my lewe? Kan die wêreld sien wie se voorbeeld ons volg? Ons teks sê so mooi, julle wat deur God liefgehê word, volg sy voorbeeld. Ek dink ons moet so 'n bietjie nader na daardie woordjie kyk wanneer ons van voorbeeld volg hoor. In die direkte vertaling, die nuutste, word dit as volg vertaal: as geliefde kinders moet julle navolgers van God wees. Navolgers. Met ander woorde, deur te gaan doen soos wat Christus gedoen het. 'n woord wat dalk baie beter die Griekse woord omskryf, is die woord naboots. Julle word Christus naboots. In die Engels sê hulle imitate. Imitate, you must imitate Christ in this world. Skryf een van die kommentare so mooi. Om Christus na te boots, na te volg. Want die ding is net, in Christus het ons die voorbeeld van God self. Want Christus, deel van die drie eenheid, wat mens kom word het, en onder mense kom bly het. Weet jy, daardie voorbeeld kom so duidelik na ons. Want ek en jy behoort mos aan ons Vader.
Ons is deel van ons hemelse Vader se gesin hier op aarde. En ons staan in 'n verhouding as kind van God met ons Vader. En Paulus noem dit op 'n ander plek, met Jesus Christus natuurlik, ons oudste broer, om hierdie verhouding, hierdie familie verder te verduidelik. Die grootste kenmerk in hierdie verhouding is natuurlik sy alles oortreffende liefde. Johannes skryf oor ons Here en sê, God is liefde. En wanneer ons dan Jesus Christus sien, sodat ek en jy meer liefde kan verstaan, dan is dit juis in sy voorbeeld waarin ons hierdie liefde sien. En in sy doen en late waarin ons hierdie liefde sien. Hierdie liefde wat natuurlik geen perke gehad het nie. Ons weet dat ons nou naby aan die lydingstyd begin beweeg. Ons gaan hoor van die prys wat liefde vir ons Here gekos het. Die prys van die dood aan die kruis. En die offergawe wat liefde gebring het. Liefde deur homself te offer. Ons Here Jesus vir jou en my oortredinge. Ons het 'n voorbeeld in Christus. En ek en jy kan nie los staan daarvan wanneer ons sê dat ons kinders van die Here is nie. En daarom moet ons gaan om juis hierdie voorbeeld na te gaan volg. Hierdie voorbeeld natuurlik begin by ons ingesteldheid, nê. Volg Christus na in ons ingesteldheid. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad het. Liefde die onderbou. Liefde hierdie begronding vir ons getuienis in 'n wêreld. Liefde wat die motivering moet wees. Nie net hoekom ons dinge doen nie, maar ook ons motivering vir ons invloed in die wêreld hoort te wees. Sien jy, dis 'n ingesteldheidskuif. 'n Ingesteldheidskuif weg van myself af, weg van ek wat alles wil, ek wat alles moet kry, ek wat alles moet voorgedoen word, na hierdie ingesteldheid van, maar ek het lief, omdat my Here my lief het. En omdat my Here my so lief gehad het, dat hy hierdie wonderbaarlike daad aan die kruis ook vir jou en my kon doen het. 'n totale ingesteldheidskuif. Paulus raak dit verder aan, wanneer hy aan die Filippense skryf, daardie bekende teks wat ek so graag aanhaal, Filippense 2 vers 5. Laat dieselfde gesindheid in julle wees wat in Jesus Christus was. Ons kan nie getuies in 'n wêreld gaan wees as die ek nog die boetoon voer nie. En dit gebeur so dikwels. En ek dink dis juis waar ons getuienis so dikwels verstik word en nie oorkom na wêreld nie. Want dis ek. Nee, die fokus moet verskuif na Christus toe. Want ons is mos nou mense van die lig en ons lewens is deur sy lig verlig, soos wat Paulus hier aan die Efesiërs skryf. Mense wat God ken en wat ook sy liefde raak sien. Daardie diepe ingesteldheid van omgee, van dra, van ly. Volg Christus na in ons ingesteldheid, maar ook volg Christus na in ons doen en late. Geliefdes, wanneer ons gedagtes, ons ingesteldheid nie tot dade oorgaan nie, beteken dit nie eintlik veel nie. Die ou gesegde geld tog so mooi. Ja, woorde wek, maar dade trek. En inderdaad is dit tog so, dat ek en jy, daar waar ons is, en daar waar ons teenoor ander optree, 'n verskil kan maak, deur dit wat ons doen, deur dit wat ons sê. Ja, 'n verskil kan maak in 'n wêreld, sodat ander ook navolgers van Christus sal word. Navolgers om uiteindelik ook dan daardeur getuienis in 'n wêreld te bring. Ons is juist besig om
ons getuienis as 'n ware te vier. Dat ek en jy hierdie wonderlike voorbeeld van Jesus Christus het en dat ons navolgers van ons Vader kan wees in Jesus Christus, omdat ons sy voorbeeld mos gesien het. Daarom mag dit ons pleitroep wees en mag die Gees ons so dra, dat ons meer en meer getroue getuies sal wees, deur in Christus se voetspore te volg. Amen. Here, baie dankie dat ons ook vanmôre hierdie begrip kon kry uit die woord. Navolgers wat getuies is. Binne ons tema, Here, getuig deur te volg. Dankie daarvoor. Dankie dat ons hierdie voorbeeld het en dat ons maar net deur die blaaie van die evangelies kan blaai en U kan sien ons Vader in ons Here Jesus Christus. Ja, dat ons kan sien hoe U aan 'n kruis vir ons gesterf het en die dood oorwin het, die band van die dood verbreek het, sodat ons kan lewe. Here, dankie vir 'n ewige lewe wat ook vir ons wag. Ons bid vanmôre vir hulle wat siek is in ons gemeente. Ja, daar is 'n heel party mense wat terminaal siek is, Here. Ons bid dat U hulle elkeen sal dra. Ons bid vir hulle wat op een of ander manier dit moeilik het en op wat op een of ander manier swaar kry. Lei hulle in die liefde en beskerm hulle in die genade. Dankie dat U steeds in beheer is, ook van hierdie stikkende wêreld vir ons. Ons bid vir hulle wat arm is, Here, hulle wat nie kos het om te eet nie, so arm dat daar gewonder word, waarvan sal ek lewe? Here, gebruik ons om 'n verskil te maak, want U seën ons met so baie. Dankie, Here. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen.